Goeienaand almal, ek hoop dit gaan goed en ek dink hierdie is die derde episode van ons potgooi en vanaand praat ons oor die H2A program. Nou vir die wat nie weet wat die H2A program is nie, die H2A program is 'n program waar Suid-Afrikaners in Amerika gaan boer, vir boere, hulle gaan ry trekker, hulle gaan swaai graaf en hulle gaan doen allerlei goeders om hulle families dan nou ekonomies aan die gang te hou. Vanaand gaan ek 'n gas inbring en dan gaan ons bietjie met hom praat dan nou oor hoe lekker dit is en hoe swaar dit ook is. Nou tans, volgens ChatGPT, en ek weet nie of dit akkuraat is nie, maar die 2023-24 syfers was dan omtrent so bykans 16,000 Suid-Afrikaners wat op hierdie program werk. En dis van jong ouetjies af tot, ek dink ouens wat hier diep in hulle 50's is, wat dan nou op daai kant werk. Nou ek het die voordeel en die voorreg gehad dan nou om laas jaar 9 maande dan nou in Amerika te gaan werk in die staat Arkansas, in so klein plekkie daar, Truman. En was dit lekker, maar was dit ook baie swaar. En terwyl ek daar was, het ek baie gedink oor waarmee ons as Suid-Afrikaners besig is. Afrikaners spesifiek, boerseuns spesifiek. Wat doen ons, jy weet, en wat doen ons regering aan ons? Nou, dit is baie belangrik om te besef dat onder regstellende aksie en hierdie BBBEE kan blanke mans in Suid-Afrika nie werk kry nie, en word hulle half genoop om in ander lande dan nou werk te kry. Nie net in Amerika nie, maar op in Afrika, Australië en dan ook in Europa. En is dit nie dalk net ons politici se skuld nie? Is dit nie ons as politieke leiers se skuld dat hierdie goed gebeur nie? Vir 30 jaar plus sit ons stoele warm in die parlement en ons voer sulke gematigde gesprekkies aan oor BBBEE en al hierdie tipe van goed, maar ons veg dit nie in die howe nie, en ons veg dit net volgens my nie hard genoeg nie. En wat is die prys wat Suid-Afrikaanse boerseuns, wat is daai prys wat hulle betaal? Wat is dit wat hulle opgee in Suid-Afrika? En behalwe vir geld is daar ander goed wat belangrik is, en dis jou familie, dis daardie gesindheid. En is dit nie so onregverdig dat jy daai tyd, daai oomblikke, daai herinneringe opgee om 'n paar sent in Amerika te gaan verdien nie? En dan laastens, voordat ons gas laat inkom, jy weet, daar's 'n ding wat my baie pla, en dis die sosiale verval binne in ons familiestrukture. En ek gaan bietjie praat met ons gas, en ons gaan bietjie deur hierdie goed trap, al die lekker goed, al die bad goed. Ongelukkig is nou nie genoeg tyd nie, dis nogal 'n lang konsep om oor te gesels, maar as jy verder iets daaroor wil weet, of dan daaroor wil praat, dan doen ek dit graag. Ek laat vir Ignatius in, en dan gaan ons lekker met hom gesels oor sy 9 maande ervaring, en of hy ook tronkhare gekry het, of is dit net ek wat met hierdie lang hare huis toe gekom het. Ek hoop julle geniet dit. Byt vas. Goeienaand my vriend, hoop dit gaan goed. Hoe lyk dit daar by julle? Ek sien die weer en die dinge, die reën en die wind en die goeters is maar woes ook daarbo. Ja, Kobus, hierdie kant van die spektrum hou ons uit. Ons het baie geseën met die reën wat ons gehad het. Ek is daarom nie in een van daai posisies waar ek sê nou dit te veel gereën, maar ons het genoeg reën gekry. Ek kan doen met nog so klein bietjie, maar nie te veel nie. Ja, dit is pragtig man. Ek sien daai perde van jou lyk mooi, hè? Ons probeer, ons werk hard vir min geld, maar die passie is nie, daar's nie 'n tekort aan passie nie. So ek hoop maar dit trek die besigheid deur op die einde. Ja, daai perde van jou lyk baie mooi, en ek sien daai 2 kinders van jou, hulle is nogal vernuftig in die perdry. Man, Kobus, in die bedryf wat ons is so half 'n familiebesigheid, so elkeen moet sy deel doen of hy nou wil of. So ek is baie geseën om kinders te hê wat bemoeid met die perde wil wees. Ek het nie 'n probleem as hulle nie wil wees nie, maar ek het vir hulle gesê, dan moet hulle maar net weet, hulle sal ook nie in lyn kom as daar eendag 'n erflating is nie. Daar is nog nie 'n erflating nie, maar dit werk vir 'n dreigement tot op hede toe. Ja, pa werk daaraan. Rome is nie in een dag gebou nie, nê? Ja,
Nee, dit is absoluut so. Nou vriend, ons praat oor 'n moeilike en 'n lekker ding vanaand. En ek het dit goed geag om met jou te gesels. Ek weet jy's 'n diep ou en jy weet, en ons het toevallig dieselfde tyd in Amerika opgeland en opgeëindig en ons het toe nou maar daar so 'n paar WhatsApps mekaar gestuur en goeters en jy weet, mense probeer maar mekaar so half bemoedig. Maar dit was taaf, nee. Dit was ek dink ons deel die sentiment dat dit taaf was. Kobus, ek kan jou eerlik sê, ek was direk na skool in 2009. Toe ek vir 'n jaar Ierland toe gegaan en ek het vir 'n verskriklike moeilike man gewerk daar. En ons het hard gewerk. Ek het teruggekom, ek het eelt op my hande gehad, dit gelyk soos krappe. En ek het Amerika toe gegaan nou laas jaar met die idee van dis maar weer 'n Ierland storie, jy gaan, jy kom terug. Maar ek weet nie of dit is omdat 'n ou bietjie ouer is of die ding dat jy vrou en kinders het. Vir my was dit 'n moeisame tog geweest. Ek het swaar gekry. Ek kan vir jou met alle eerlikheid sê dit was die jaar wat selfs langer as my graad 1 jaar. Hy wou net nie klaar kom nie. Ou maat, ek deel jou sentiment. Ek sê vir iemand nou die dag, jy weet, soos wat mens ouer raak, is daar ander goed wat vir jou belangriker raak. En jy weet, hierdie was regtig vir my nogal 'n uitdaging geweest. Jy weet, fisies jou liggaam. Ek dink jy weet toe ons jonger was, het ons 'n klomp ander dinge gedoen. Jy was fiks en al daai goed. Maar soos wat jy ouer raak is dit ook nogal 'n uitdaging. En ek dink die hele aanpassing daai kant sonder jou familie is nogal 'n groot storie. Jy sê nou van jou familie en jou kinders, jy weet, vertel ons 'n bietjie die impak of vertel ons 'n bietjie 'n storie van daai oproepe wat jy huis toe maak en jy weet, daai moeilikhede wat daarmee gepaard gaan. Man, daar's soveel stories om te vertel. Ek weet eintlik nie waar te begin nie. Kyk, ek is eintlik hier onder 'n wolk weg. Dit was uit en uit 'n besluit om net gou 'n hoop geld bymekaar te maak en gate toe te stop. En net so voor ek Amerika toe gegaan het ek my vrou en kinders hier in 'n halfklaar huis in wat hier op 'n plaas staan. En ek weet nie waar laas jy gebou het nie, maar dit vat aan 'n man se sak. Ja. En toe ek huis en hart gelos het ek nie eers 'n voordeur gehad nie. Ek het 'n vriend in Kanada, Tertius Nortje, en hy gebruik altyd die veiligheid van Kanada om te regverdig hoekom hy in hierdie plek sit. Hy sal vir my sê, dis aklig hier, maar weet jy wat? Ek sluit nie eers my voordeur hierson. Dan sê ek van Terra, dis niks. Ek het nie 'n voordeur nie. Dis waar ek is. So ek het daar in Amerika gesit met hierdie konstante vrees. Jou vrou en kinders is alleen op 'n plaas. Jy sit so ver van alles af. Jy is magteloos. Daar het soveel dinge gebeur wat 'n man moes doen in die tyd wat ek by die huis was. My dogtertjie se perd, haar eerste perd, die moes geskiet word. En dit al daai klein goedjies waar jy nie daar is om net 'n hand van vertroosting uit te gooi en te sê, man, dit is alright nie. Dan kry ek 'n oproep, my ma bel en sê, jou ouma is dood. 'n vriend is dood. Jy trou is gemis. Daar was ongeluk op die pad, dat 'n perd het uit 'n hosboks geval. En ek sit aan 'n halfte van die ander kant van die wêreld. Ek kan in die situasie by die huis net mooi niks doen nie. Die familiehond is dood. Jy weet al daai tipe dingetjies wat skeef loop. 'n Kar wat die oggend nie wil start nie want iemand het 'n dakliggie aan vergeet en niemand is daar om jou uit te buil nie. En dit het my op 'n ander manier besef hoe belangrik jou gemeenskap is, want ek het vir daai in Amerika gesit en ek het heeltyd die ding gedink, gestel ek gaan dood, dan is dit nog slegter as ek wat in Amerika is. En my vrou het vir my soveel keer gesê, nee, die buurvrou het haar gehelp met dit, nee, die het haar gehelp met dat. Toe kom ek agter hoe belangrik 'n gemeenskap in Suid-Afrika vir mekaar is. Ek sit daar in Amerika, maar ek het hierdie gerusheid in my. Ek kan my buurvrou Corette toe kontak. Ek kan vir oom Koen bel. Ek kan vir oom Teens Pretorius vertrou om te sorg dat die hekke na die plaas toe veilig oop is.
daar word patrollie gery, daar word radioroepe gedoen, terwyl ek in FSA weg van my familie af sit. So daar het ek 'n baie diep liefde vir my gemeenskap gekry en ek het myself voorgeneem, kom ek terug in Suid-Afrika, gaan ek skouer en hart ingooi in my gemeenskap, want op die einde van die dag sê ek vir mense, ek bly nie in die wêreld nie. Ek bly nie eers in Kaap nie. Ek kan nie eintlik worry wat aangaan op die Kaapse vlakte nie, want ek is nie daar nie. Ek bly in Ellisras. So ek moet in my dorpie waar ek bly, moet ek die pad beter probeer maak. So Amerika was vir my in daai opsig 'n opkikker. Dit het my meer verknog aan my mense gemaak, as ek dit vir jou so kan sê. Nou vriend, jy praat die waarheid, jy weet, ek dink baie keer, ek dink daar's niemand wat op die H2A program gaan, wat nie soontoe gaan vir geld nie. Ons almal weet die omstandighede in Suid-Afrika is moeilik. So ek self, ek het een oggend het ek my oë oopgemaak en ek het vir my vrou gesê, weet jy wat, ek gaan die H2A program doen. En sy het my so half gekyk en jy weet, en so half besef, wel, as ek sê dis wat ons moet doen, dan is dit wat ons gaan doen. Jy weet, ons het die geld nodig, ons het kinders maar ek moet vir jou eerlikwaar sê, in my geval, ek is nou nie, jy weet, ek is maar 'n bietjie rof om die edges, as so sê ander mense, maar ek is baie familievas, jy weet, familie is vir my baie belangrik. Maar ek dink in Amerika het ek eers agtergekom, jy weet, hoe afhanklik, ek dink altyd my familie is afhanklik van my, maar hoe afhanklik is ek ook van my familie aan die ander kant. Verstaan jy, daar is sekere goed wat, nou kom ek daar in Amerika aan, ek moet klere was, ek moet kos maak, ek moet blik pak, jy weet, al daai tipe van goed, wat jy altyd half, jy weet, dit gebeur maar net, jy weet. Vanselfsprekend. Ja, jy neem dit vanselfsprekend op en jy weet, jy gaan aan met jou lewe en goed. En ek het op 'n stadium sê ek vir my vrou, ek sê ek mis 'n drukkie. Ek dink die manne wat saam met my werk gaan half vreemd van my dink as ek nou daar aan hulle begin druk. Maar verstaan jy, net daai toenadering, verstaan jy, as jy in die aand in die bed klim, daai persoon wat hier langs jou lê en jy kan vir hom sê, "Yes, ek het vandag 'n lekker dag gehad," of "Yes, ek het vandag 'n tawwe dag gehad." En net daai, jy weet, ek dink mense verloor dit. En iets wat my regtig opgeval het, wat jy vertel het, is hierdie perd. Daai perd wat uitgesit moet word. Verstaan jy, 'n perd is ook 'n familielid, jy weet, en daai familietrauma wat jou familie deurgaan, en dit is half so sonder die pa, jy weet. Daai goed staf ou, daai goed vat aan 'n mens in Amerika. En die groot ding is, hier's nou so 'n lastige vlieg nou ook nog hier in vandag. Die groot ding van hierdie ding is, dis wat ek vir mense daar buitekant wil probeer kry, dat mense hierdie stories vertel, dat mense vir mense sê, weet jy wat, jy het nou gepraat oor gemeenskappe, maar verstaan jy, die rol van daardie gemeenskap, hoe belangrik daardie buurmanskap is, daardie inhak by mekaar. Ons almal ry patrollies en jy weet, ons is deel van die GPF en jy weet, maar jy kom nie regtig agter wat dit alles beteken nie, die groot rol wat dit speel. Jy weet, ek het ook, die rotte het ons my bakkie se drade afgeëet. En jy weet, daar's niemand wat jou kan help nie. Ek moet toe nou 'n vriend bel, sodat hy 'n vriend kan bel, sodat hulle met die bakkie kan, jy weet, 'n plan maak. En dit het 2 keer gebeur. En 'n geyser wat gegaan het en al daai tipe van goed. Dis goed wat, jy weet, jy neem so half dit in die straat, as ek dit so kan sê, as jy by die huis is. Daar aan die ander kant voel dit of jou arms afgekap is. Ek het baie magteloos. Ja, jy dis definitief so. Maar ons sit in 'n situasie waar die ekonomiese toestande en die politieke toestande baie mense druk. Baie mans druk in hierdie goed. En een van die baie groot goed wat ek ervaar is hoe sterk ons vrouens is. En dit laat my baie terugdink aan die konsentrasiekampe. Jy weet, daardie verhaal wat hulle vertel van die vrouens wat in die konsentrasiekampe kinders al verloor het, self siek geword het en dan vir hulle manne gesê het, hou aan veg vir ons vryheid. En met die H2A program het ek daai selfde tipe ding gekry van, jy weet, die vrouens wat daai kant is, vol trane, jy weet, hartseer, moedeloos party daar, maar wat dan ook vir ons sê, weet jy, hou aan, jy doen die regte ding, jy doen dit vir ons, jy weet, byt vas.
En Kobus, dis absoluut waar. Ek kan vir jou sê ek het gesien by my vrou en by my kinders selfs. Die oomblik toe ek die huis verlaat, moes my seentjie wat baie stadium 9 jaar oud was, toe moes hy na vore tree as die man van die huis. En hy moes begin, my vrou het op 'n foon gesê die pomp wil nie spuit nie, wat gaan aan? En ek moes oor 'n foon verduidelik, maak so en sy en hy kan 'n pomp nou oopmaak en alles verwyder, die wurm uithaal, oop toemaak, terugsit. En die pas het net aangegaan. Ja. En hulle het drade gespan en toe hier en daar skeef gespan dat ek nou nie in moeilikheid kom nie, maar hulle het hulle bes gegee en ek het net gesien maar almal het vorentoe getree en sy rol vertolk. So die H2A program in daai opsig is seker nie net sleg nie. Mense is verbaas om te sien hoe jy ontwikkel as jy in 'n hoek gedruk word. En jy moet weet, ek het in 'n huis gebly, daar was nie krag nie. As ek sê daar was nie krag nie, bedoel ek nie beerdkrag nie, daar was niks krag nie. So my vrou en kinders was absoluut afhanklik. Hulle kom by die huis aan 4:00 die middag van die skool af. Dan moet hulle gou kyk wat kan aangaan. Daar was en dan moet hulle vuur maak in 'n donkie en die aand ingaan. En ek sit in Amerika en spartel vir oorlewing. En baie dankie. So dis alles dinge wat eise wat aan ons gestel is wat ons kon deurmaak. En ja, ek is baie dankbaar vir daai uitdagings. Ek glo vandag jy's gebou vir die geveg waarin jy is. En dis baie maklik om die slagoffer te raak in enige situasie. En as jy vir my 11 Desember 2025 gevra het wat nou, dan sal ek vir jou gesê het om my 'n gelukkige man te maak, kort ek 'n paar miljoen in my rekening. En vandag kan ek met eerlikheid sê nee, dis nie die antwoord nie. Dit lekker om geld te hê en dit lekker om vir so bietjie uit jou moeilikheid uit te wees, maar dit maak nie die lewe beter nie. Vir my was Amerika 'n verskriklike oopmaker aangaande dit. Ja. Ek moet sê jy weet jy praat nou waar jy weet mense so gefokus op finansies. Want dit is belangrik. Jy weet daar's uitgawes en daar's goed wat jy wil doen en ek sê altyd as my doelwitte en my bankrekening net met mekaar kon gesels, jy weet, dan sou ek ook soveel gelukkiger gewees het. Maar as jy in Amerika is, dan kom jy so half agter, jy weet, wat regtig belangrik is. Familie troef geld enige oomblik, verstaan jy? Druk jy op die regte tyd enige tyd. So ja, terwyl geld baie belangrik is. En jy weet Kobus, ons staan een aand, ek loop 3 Suid-Afrikaners raak daar in 'n Billings en ons ken mekaar op 'n myl uit. Dis asof jy 'n man kan ryk. Dis waar, nee, dis so. Al draai 'n lang broek, jy kan sien hy's van ja. Ons is groot en ons is begin met die ou te gesels en hy's in sy 50's. Ja. En die ou is in sy 50's en hulle sê vir my man kom drink 'n bier by ons, kom ons braai, die een ou raak 40. En ek gaan na hulle toe en ons is toe 4 Suid-Afrikaners daar en elke ou het maar sy eie storie. Maar ek praat toe met die een man, hy's in sy 50's en hy sê nee, hierdie is sy 10de en laaste jaar. Hy het hierdie Amerika ding nou 10 jaar gedoen. Jo. En hy sê en ek gaan nou huis toe en ek gaan 10 teen 1 huis toe om te gaan skei. Ek sê wat? Ja. Hy sê ek het 'n wonderlike vrou. Hy sê en ek het haar getrou en ek was 'n jaar by die huis gewees, toe gaan ek die eerste keer Amerika toe. Hy sê en dan mis jy haar verskriklik. Hy sê sy mis jou verskriklik en julle praat elke dag op die foon. Hy sê dan kom jy na 'n jaar by die huis, dan na eerste maand voel jy soos 'n vreemdeling by jou eie huis. Hy sê en hier na 'n maand en 'n half dan begin jy 'n bietjie beklei want jy het die hele jaar nie beklei nie. Jy kry nou maar al die beklei in nou dat jy by die huis is. Hy sê hier by maand 3, as jou boer jou nuwe kontrak stuur, hy sê dan jy so verlig om weer op hy vliegtuig te klim. Hy sê as jy in Amerika is, dan mis jy weer jou vrou en jy sê vir jouself, hy sê elke jaar wat ek huis toe gaan, het ek 'n groter vreemdeling in my eie huis geraak, 'n groter vreemdeling. Hy sê ek het lyne op my gesig waarin sy nie deel van was nie en dieselfde met haar. Hy sê nou kom ek huis toe, hy sê so ek sit nou en ek weet
ek gaan verskriklik hard moet werk om hierdie ding te maak werk, of ons twee het so ver uit mekaar gedryf in die laaste 10 jaar, dat ons dalk gaan op skei staan. Hy sê dit maak hom so bang dat hy eintlik 'n 11de jaar wil terugkom, want hy sê hy weet dis 'n wonderlike mens wat hy getrou het. Hy sê maar hulle staan soos twee vreemdelinge teenoor mekaar. En dis die ander kant van die muntstuk wat niemand oor praat nie. Ja. En weet jy hoe ek het manne gekry op die lughawens. Ek het manne gekry op die lughawens wat vir my gesê het, nee, hy gaan nog 8 jaar kom. En dan vra ek vir my, hoe oud is jou kinders? Dan sê hy vir my, nee, 5, 8 en 12. Dan sê hy vir my, jy gaan jou hele kinders te opgroei mis. Jy het alles mis. Jou dogter gaan nie 'n pa by die huis hê nie. Sy gaan 'n man by die huis aanbring wat jou kan waarborg nie jou goedkeuring gaan wegdra nie. Hy sê, maar ek doen dit juist vir hulle. Ek sê, ek besef dit. Ek besef jy doen dit vir hulle. Maar sy gaan sê, maar waar was jy? Dit help veel, jy het al die geld hierdie kant toe gegooi, maar jy was 'n afwesige pa. Of jy dit nou vir wat se edeldaad het gedoen het, jy was nog steeds 'n afwesige pa. En dit is wat my bang maak van die H2A program, is baie huise wat sonder 'n pa sit. Verskriklik baie. En weet jy wat is die waarheid agter dit? En eers dit pla my kwaai. Jy weet, ons sê altyd, of jy weet, dis maar my persepsie van, onder swart mense is daar geweldige verval in familiestruktuur. So die kinders word by die oumas en die oupas groot. Hulle het baie kinders, baie saam met verskillende vrouens en goed. En hulle kry nie daai sosiale struktuur bymekaar geskraap of bymekaar gesit nie. Nou dis 'n baie onpopulêre standpunt, maar dis hoekom daar sosiale probleme binne in swart gesinne is, soveel. En dis hoekom ons sit met baie probleme binne in Suid-Afrika. En jy weet, my denkrigting rondom die H2A is min of meer dieselfde. Jy weet, dis goed. Ons het nie keuses nie. Verstaan jy, as jy geld nodig het, het jy geld nodig. Maar die probleem is daardie sosiale familiestruktuur wat besig is om te verbrokkel. Ek het ook met talle mense gepraat, talle mans daai kant, wat gebroke is, wat sê vir my, jy weet, hulle families val uit mekaar uit, verstaan jy, hulle sien nie hulle dogters nie, hulle sien hulle oor Desember, of jy weet, daar sal klaar egskeidings wat plaasgevind het, en dan hy gee half sy kuiers met sy kinders op vir Desember, hy kan hulle vir 'n maand sien. En ek is verskriklik bang dat ons oor 5 of 10 jaar van nou af gaan sit, en ons gaan daai selfde verval in sosiale familiestruktuur hê as wat ons sien in swart mense in Suid-Afrika. Want ek dink op die einde van die dag, dit kan nie gesond wees vir ons om so te werk nie, om so ver van ons families af te wees nie. 'n Pa en 'n ma is gemaak vir 'n familie, jy weet, 'n man en vrou is gemaak om een te wees, en jy weet, hulle kinders saam te groei. En terwyl ek verstaan, jy weet, finansies, verstaan jy, dis waaroor die lewe eintlik maar gaan, lyk dit my, is daai ding besig om ons familiestruktuur in Suid-Afrika heeltemal weg te vreet. En dit maak seer. Ek moet sê, ek het met talle mense daar gepraat, en mans gepraat wat jy kan agterkom. Nou ek wil jou so vinnig 'n verhaaltjie vertel. Ek is maar pissie. En nou kom ek daar deur daai silwer hekkies en goede wat jy nou so in die lughawe nou instap om op jou vliegtuig te klim. En nou loop die trane so, en gelukkig het ek 'n snor, en die snot loop so bietjie, en die trane loop, en ek is nou daar deur die hekke, en daar's 'n ou Wiekus wat my aan die ander kant van die hek kry. Ek het nooit sy van gevra nie, ek het nooit weer kontak gemaak met die ou nie, maar die ou se naam is Wiekus, en hy aan die ander kant kom hy sê, Boeta, kom drink saam met my 'n bier. En ek sê, nee, jy weet, maar nou is ek so half ster tussen die bene, nou kop af, en jy weet, en soos wat ons so loop hierdie ou my in bemoedig, en sê, man, weet jy wat, doen jou 9 maande, al daai tipe van goed, ons gaan aan, en so kom ons daar in die lounge, en hy koop vir my 'n Amstel, en ons sit hierdie Amstels en drink, maar ons huil snot en trane. En hy sê vir my, dis sy 7de jaar wat hy dit doen, en hy's uit sy vrou uit, hy's uit sy kinders uit, en ek sê vir hom, ek vra vir hom, jy weet, Wiekus, maar hoekom doen jy dit? Hy sê, want ek ken nou niks meer anders nie. Hy sê, ek is nou so in hierdie ding vasgevang. Hy sê, en baie mense word so vasgevang in hierdie H2A program, dat, jy weet, dit hulle lewe word. En hy sê vir my, hy sê, Kobus, ek het baie geld. Hy sê, ek sukkel nie finansiëel nie.
Hy sê ek het ook 'n plaas daar in die Noord-Transvaal. Jy weet, dit gaan hy sê maar weet jy wat? Hy sê ek het nie meubels in my huis op daai plaas in die Noord-Transvaal nie. Hy sê want as ek terugkom in Suid-Afrika dan gaan kuier ek by die familie. Ek slaap nie eers in daai huis nie. Hy sê so my hele 7 jaar wat ek daar is, het ek aan 'n dop gebou wat hol is aan die binnekant. Hy sê maar ek ken niks anders nie. En dit was vir my so treffend geweest en daar toe ek so ja. En dan gaan jy deur die 9 maande en jy ontmoet mense daai kant en jy praat met mense en goed. En jy kom agter daar's die man sukkel daai kant. En hulle praat nie daaroor nie, verstaan jy? Ek het hulle is al so hulle sal wegkyk. Ek dink ons Suid-Afrikaanse mans is deur die eeue heen so geskaaf dat 'n man nie moet emosie wys nie en 'n man moet nie bekommernis wys nie en 'n man moet al heeltyd die sterk gesig vorentoe sit. Ja. Maar ek het 'n klomp gebroke mans gesien en dit is so hartseer en ek het gesien baie van die foute wat in ons lewens gebeur is maar 90% van die tyd ons eie toedoen. Ja. Maar ek het ouens gesien wat die plot heeltemal verloor het en hy weet dinge is verkeerd, hy weet dinge is onnatuurlik, maar dis soos jy sê, hy gaan maar terug op daai ou spoor en hulle werk hard, hulle gee hulle alles daai kant en dis uiteindelik 'n treurmare. En my hart gaan uit vir al hierdie families want ek sê jou nou reguit, mense vra my of ek weer sal gaan en ek sal seker gaan as ek die laaste klip in die Republiek omgedop het en dan sal ek oorspring en dit gaan probeer doen in Zimbabwe en as ek dan nie regkom dan sal ek seker sê nou gaan ek terug vir USA. Maar ek kan nou nie vir om oor die werk self te praat. Ek het vir 'n verskriklik goeie boer geboer. En ek kan dit met eerlikheid sê en ek weet daar's baie ander manne daar buite wat 100 keer harder as ek gewerk het. Ek het nie hard gewerk nie. Ek dink nie ek het een eelt op my hande teruggebring nie. Ek is 'n ou wat altyd fisiek hard gewerk het. Ek werk met donkterre, ek boer, ek span drade en so ek was ek gewoond my lewe lank nog. En in Amerika het ek nie hard gewerk nie. My boer het nie daaraan geglo om my te dreë nie. En maar die werk wat ek self gedoen het was 'n onvergenoeglike werk. Ek het elke dag werk toe gegaan en ek het vir myself gesê jy kry 'n bo-gemiddelde Suid-Afrikaanse salaris vir 'n baie ondergemiddelde werk. So in my kop het ek elke dag verdom. Ek het dieselfde werkie gedoen elke dag. Ek het stoor besig. Dit vat nie baie breinkapasiteit om 'n stoor se vloer uit te vee nie. Ek bedoel enige een kan doen. En my baas het vir my gevra, maar kom jy nie terug nie? Toe sê ek vir hom nee, ek kom nie terug nie. Toe sê hy maar het jy nie lekker gewerk nie? Ek sê vir hom ek het nie sleg gewerk nie. Julle was almal goeie mense. Ja. Die familie het my soos familie hanteer. Ek het elke familie gathering het ek bygewoon en as daar gedoop is, het hulle saam gekom en 4th of July was het hulle my in hulle huise ingenooi en ek was familie gewees. Ek sê vir hom, julle is wonderlike mense. Ek sê maar jy vervang my volgende jaar met 'n 19-jarige seun. Ek sê dit sê nie veel van die 19-jarige seun nie. Ek sê vir hom, maar dit sê vir jou baie van die treurigheid van die 35-jarige wat voor daai ou dae gewerk het. Ek wil nie in 'n plek werk waar ek my werk vervang kan word met 'n 19-jarige nie. Dan voel ek, maar Ignatius, wat het jy gedoen met jou talente en jou gawes wat die Here vir jou gegee het? Is dit die beste? Ek het daar gestaan en besemstoot. En dan dink ek by myself, niemand het my nog ooit in my lewe so baie betaal om so min te dink nie. Ja. Maar is dit die beste? Ek bedoel, Spreuke sê vir ons, die Engelse Bybel sê so mooi, your gift will make room for you. En ek het in Amerika gesit en ek het gevoel, die talente wat na my kant toe gegooi is, het ek weggeskop om aan 'n besemstok vas te hou. Ek voel ek skuld myself meer. Ja. Nou ja, op die stadium van die wedstryd werk ek baie hard vir min geld, maar ek voel ten minste elke aand as ek in die bed klim, wie wat jy het iets reg gedoen. Ja. Jy daag jouself uit. En jy beweeg in 'n rigting. Ja. Jy weet ek het nou oor die laaste 5-7 jaar min of meer
Ek moes nou maar in die politiek. So my handjies het verskriklik sag geraak, jy weet. Ek het nou maar mos meer die pen rond geskuif as wat ek enigiets anders te gedoen het. En so vir my liggaamlik was dit nogal 'n uitdaging geweest. Ek moet jou sê, ek het besem gestoot, ek het engines het ek gediens en jy weet graaf geswaai soos wat jy nie kan glo nie. Ek het meer reis op 'n graaf gehad. Dink ek eet nie eers reis in Suid-Afrika nie. Ek het nog nooit van reis gehou nie, maar ek het genoeg reis in my lewe gesien dat ek vir ewige jukkel in reis sal hê. Maar iets wat my baie so my storie is bietjie anders. Terwyl ek daar was, het ek vir myself gesê, weet jy wat, vir die laaste 7 jaar moes ek strategies dink en ek moes, jy weet, ek het baie met my brein gewerk, jy weet, jy moes allerlei planne maak en goed uitfigure en jy weet, al daai tipe van goed en ek staan eendag in die stoor en ek stoot die besem so helske stoor wat ek nou moet vee en hy's vrek vuil. So jy moet so elke nou en dan moet jy weer teruggaan, dan moet jy weer daai lyn vat en hom weer skoon maak en goede. En ek staan so en ek dink by myself, vir die laaste halfuur het ek nie gedink nie. Ek het vir 'n halfuur wat ek daai besem gestoot het ek nie een keer gedink nie. Ek het besem gestoot. Jy weet, dis al wat ek gedoen het. En dis scary. Jy het verdom. Dis regtig. Dis ongelukkig. Dis een van daai goed. Kyk, jy het nou waterhakker, ons is nou waterhakkers en houtdraers. Ja. Waterdraers en houthakkers. Nou kom ons kom terug na daai. Jy sê jy sien nie Suid-Afrikaners so baie ver. Nou kyk jy, ek het nou nog my Amerika hare en goed so. Dit moet ook nou een of ander tyd seker nou waai, maar as jy so in 'n Walmart instap, dan sien jy daai billetjies wat nou daar staan en goed. En ek moet jou eerlikwaar sê, kyk, daar's goeie en daar's slegte, maar daar's vir my geen lekkerder gevoel gewees as om Suid-Afrikaners raak te loop nie. Dis groot, sterk, jong seuns en dit was vir my so mooi, want ek sê vir my vrou, jy weet, jy sien hulle teen 'n ander nasie, en dis mos maar natuurlik van 'n mens om te meet. Jy weeg hom, jy meet hom. Jy weeg hom, en jy weet, en as ek so loop, dan sien ek hierdie jong billetjies wat nou daar in hulle werk, en jy weet, en dink ek so, yes, ons het so mooi nasie, ons het regtig so mooi volk. En dan aan die ander kant, soos wat jy ook gesê het, vergryp mense hulle self, byvoorbeeld nou maar aan drank en al daai goed, omdat hulle alleen is en omdat hulle stikkend is en allerlei redes. Maar ons het so mooi volk en dis so onregverdig dat 'n volk sy vaderland moet verlaat om onder 'n ander nasie te gaan werk en jy weet, en daar's soveel talent binne in daai ouens, daai mans. En partykeer as ek daar saam met die ouens gewerk het, dan dink ek as hulle nou 'n ding uitdink en hulle, jy weet, hulle maak om 'n boer maak 'n plan, daai tipe van ding, om 'n ding nou weer aan die gang te kry of aan die loop te kry, dan dink ek so vir myself, daai vaardigheid moet tog mos in Suid-Afrika nodig wees. Hoekom moet ons hier wees? Hoekom moet daardie vaardighede, hoekom moet ons dit Amerika toe vat as ons dit in ons eie land, jy weet, kan aanwend tot ons eie voordeel? En dit pla my baie, dit is regtig, toe ek die pot gooi nou wil begin, toe sê ek vir my vrou, sy sê nou waaroor gaan jy praat? Sê ek wil net eers oor die H2A program praat, want dis so goeie ding, dit help soveel mense uit finansiële moeilikheid uit, maar dit help soveel mense in 'n sosiale verval of 'n sosiale moeilikheid in. En ek dink nie ons mense praat nie daaroor nie. Ons mense praat nie oor die probleme wat ook daarmee gepaard gaan nie. Nee, absoluut, Kobus. Ek is dit eens met jou. En om terug te kom na, as mense Suid-Afrikaner in 'n Walmart of so sien, daar waar ek gewerk het, ek was die enigste Suid-Afrikaner. So ek het letterlik Suid-Afrikaners gesien as ek in 'n winkel kom. Ja. En ek sal nooit vergeet nie, toe ek daar in Bismarck in die lughawe is, toe was dit -24 die oggend toe hulle my afgelaai het. Yes. En ek sit in hierdie lughawe en ek sien daar kom 'n ou aangestap. Hy is op pad om nou in te kom. 'n groot man met so rooi baard. Hy lyk soos 'n Viking. En hy het gepanser hier, hy het 'n sterp hier om sy nek en hy het so kort groen Gilbert Pitti broek aan. Nou sien ek daai se boer.
So lank sy kiewe kom hy warm so is, is hy ingestap, alright. hy sulke vleisblou oë. En hy kom maar ingestap en hy vryf sy hande so en hy sê, dis koud daar buite. En ek sê vir hom, kom hier. En hy kom daar, hy sê, hello, is this the queue for flying elk? Ek sê, nee, jy staan my Afrikaans. Hy sê, yes. Nou praat ek en die ou lekker. Maar ons is direk op die oomblik toe ek hom sien. Dit is ons beste vriende. Ja. Waar kom jy vandaan? Nee, hy kom van Middelburg. Ek kom van Ellisras. Gou praat ons. Ergens ken ons iemand wat iemand ken en ons is bly daaroor. Ja. En ek het op daai lughawe gesit vir 8 ure en so die Suid-Afrikaners ingekom en jy kan hom op 'n myl sien. Ja. Dit voel vir my daar's 'n ander helderheid in sy oë. Daar's 'n ander dryf. Ja. En dit is vir my so aangrypend. Ons vlieg in Atlanta in en dit is 'n massiewe groot lughawe. En ek stap daar in Atlanta rond en daar's 'n poele mense wat so sit. En almal sit op hulle selfone. En dan kom jy by so 'n groep mense. Dis 'n gelag en een gooi 'n ander man met 'n skoen en ek begin te praat, dan sit 'n klomp Suid-Afrikaners. En dan sê jy vir hulle, hoorie maar, werk julle saam? Nee, ek het hom nou net hier ontmoet. Ja. Maar klaar groot vriende. En toe kom ek agter, ons as volk. En mens sien dit, jy sit in baie aspekte. Ek is nie 'n groot sport aanhanger nie, maar selfs as jy kom by soos 'n as jy ons gaan speel teen 'n ander land, dis altyd vir 'n ander volk indrukwekkend om te sien hoe ons 'n geleentheid aangryp. Ons het dit gesien met Driekus, Du Plessis, ons het dit gesien met die Springbokke. Die mense is hart en siel. Ja. Lewe hulle. En dis iets in Suid-Afrika wat vir my aangrypend is daai warmte. As jy 'n man se hand skud, dan voel jy hier's bietjie trek ons agter hierdie hand. Erns het hierdie hand se voorvaders voorlaaier vasgehou. Hierdie is nie net nog 'n paphand wat jy skud nie. Hierdie is 'n En daar's natuurlik, soos met alles, is daar ook 'n paar tange in Amerika wat ons naam hier en daar weggooi. Maar ek kan met eerlikheid vir jou sê, met die meeste Amerikaners waarmee ek gepraat het 'n verskriklike groot respek gehad vir ons Suid-Afrikaners. En baie van daai boere in die omgewing waar ek was, het met die grootste lof van ons gepraat. Ek hoor ondertoer sê die manne is die ouens sleg, maar daar waar ek was, en met al die Suid-Afrikaners wat ek gepraat het, ek kan hulle name opnoem, almal van hulle werk vir baas, party van hulle werk al 15 jaar vir dieselfde oues. Ek dink aan 'n ou so Smallies. Daar's 'n klomp manne en hulle is goeie hande daar. Maar daar was dinge wat my gepla het. Jy praat van die ekonomiese voordeel, maar weet jy wat, ek ry saam met 'n man en hy's in sy 50's. En hy vertel vir my, hy het vir hom laas jaar 'n nuwe Hilux gekoop en hy kan nie nou wag om huis toe te gaan nie, want hy gaan vir hom beesdam sitplekke opsit en hy gaan vir hom so snorkel opsit en hy kan sy bakkie lig met soveel dit. Toe ek na die ou luister, toe dink ek by myself, jy klink soos ek geklink het toe ek 19 was. Jy gaan aanhou terug moet kom Amerika toe. Jy gaan aanhou jou kleinkind, want hy kleinkinders, jy gaan nie jou kleinkinders sien groot raak nie, want jy fokus op die verganklike van die lewe. Jy dink nou soos 'n arm man. 'n Arm man, en as ek sê arm, bedoel ek nie finansiëel arm nie. Ek praat arm in die kop. Ja. 'n Arm, daar is geen verskil in daai man wat so aan sy Hilux verknog is. En Silas Mfuneku wat in Diepsloot sit, wat 'n BMW het wat op verfblikke staan want hy moes die wiele verkoop het want hy het nie geld gehad vir sy DStP lisensie nie. Jy verstaan wat ek jou sê? Daai is vir my dieselfde ding. En dis een ding van die H2A program. Ek wens iemand met kennis oor beleggings en goed, en ek weet 'n makelaar en ek het nie baie goeie woorde te sê oor hulle nie. Maar ek wens daar's iemand wat hierdie H2A manne kan vat en vir hulle sê wag. As ons ek wil graag weet hoeveel Suid-Afrikaners werk in Amerika. As jy die som nou gou moet gaan maak, die finansiële inspuiting wat dit vir Suid-Afrika is. Ek bedoel, ek het op 'n vliegtuig teruggevlieg van Atlanta af. Ek weet nie hoeveel pas in so Boeing nie, maar dit seker 700, 800 mense.
Dit's En vrek baie. daar was nie 3 volkvreemde mense nie. Ek het 1 swarte gesien en ek het 2 Engelse vroue gesien. Die res was boerseuns geweest. My vliegtuig En ek het sou die som gemaak, maar elke man van daai 700 of tussen 700 en 900 000 rand teruggebring het. Dis 'n klomp geld wat in die land inkom. Ja. As ek kyk na goeie programme, kan daar nie iemand opstaan en sê wag. Kom ons skep 'n ekonomie. Ons het nou genoeg geld om ons eie ekonomie te begin binne hierdie ek weet nie, ek is te dom vir hierdie goed. Ek is 'n eenvoudige beesboer en perdstemmer, maar my kop sê vir my, daar moet iemand wees wat kan sê wag. Kom ons hou hierdie intelligente manne, kom ons hou hierdie vaardighede hier by ons. Ja. Ons moet weer 'n nasie raak wat uitvoer. Ons moet weer 'n nasie raak wat ontwikkel, want ons is nou pagters vir vreemdelinge en vreemde lande. En dis tyd dat die beeste kraal toe kom. En dis my hartewens. En nou dat die dollar so swak is, weet ek nie, is dit die moeite werd om te gaan? Ek weet nie, ek kan dit nie vir jou sê. Ja, want lyk my jy gaan nou vir jou verblyf ook betaal. So dit gaan nou gal 'n impak hê. Of weet jy praat die waarheid nê. Terwyl my vliegtuig was ook vol Suid-Afrikaners. Ek wil nou amper sê dit was 'n moerse party op pad terug Suid-Afrika toe, want verstaan jy, die ouens dit was baie lekker. Ek moet jy eerlikwaar sê, 'n klomp vreemdelinge, maar jy kuier saam. Maar iets wat my baie gepla het, jy weet, oor hierdie hele ding, is die hoeveelheid geld wat terugkom Suid-Afrika toe. Maar jy weet, in daai 3 maande wat daai Suid-Afrikaner dan nou hier is, moet hy sy familie entertain. Jy moet onthou, dis hier oor Kersfees, so dis geskenke en jy weet, dis vermakerigheid en is al hierdie goed, is duur vakansies, want jy wil tog so graag vir jou familie iets gee, jy weet, want jy was vir 9 maande, jy weet, weg van die huis af. En daar's soveel vermorsing dink ek daarin. Verstaan jy, dit is so dit is vir my asof jy onthou jy daai pleistertjies wat die komiek so opgehaat het, jy weet, en dan plak jy sommer 6 pleisters op, want jy wil net eintlik sien die comics daarop. Maar dit het vir my baie daaraan laat dink, jy weet, ons plak daai pleister, ons hou 'n verskriklike lekker vakansie, ons spandeer geld op ons kinders, en op goed, soos Beesdam, ek sê nou Beesdam, daar is al mooi oortreksels, maar verstaan jy, op sulke goed, wat nie regtig, wat nie waarde aan jou familie toevoeg nie. Jy weet, jy maak nie herinneringe met hoe mooi jou voertuig is nie. Jy maak herinneringe oor hoe jy met mekaar omgaan oor 'n Desember. En daai 3 maande voel vir my asof daai ouens heel jaar werk om in daai 3 maande geld hier te kom neergooi, jy weet, om pleisters op al hierdie sere te plak. En dis my hartseer en ek stem 100% met jou saam daar. Ek is nou nie baie slim met hierdie goed nie, maar ek het nou gesien, ek dink dit is omtrent 2023 was daar omtrent so 15 amper 16,000 Suid-Afrikaanse mans wat in Amerika gewerk het. Dis nou maar wat ChatGPT vir my gesê het. Ek weet nie of dit akkuraat is nie, maar dit is 'n enorme ekonomie. Dit is 'n klomp geld wat Suid-Afrika binne vloei en terugkom. Maar iemand moet daai mense ook ondervang en sê, weet jy wat, hier's beter beleggings as wat jy jou Hilux skiet of jy weet daai tipe van goed. En dit is regtig. Ek wil jou gou terugvat, nê. Jy weet, toe ek nou by die huis kom, jy het nou daaraan geraak, toe ek by die huis kom, ek weet nie hoeveel ouens wat in die tronk was nie, jy weet, maar toe ek by die huis kom, was my huis vir my verskriklik vreemd. Ek dink jy moes vir jou, daar was seker 'n klomp nuwe goed, maar ek was verskriklik vreemd. Daai eerste... Ja, ek het 'n deur gehad. Jy het daar 'n vernuwe deur gehad, maar toe ek by die huis kom, ek loop deur my huis en jy weet, ek voel onwelkom, jy weet, my seuns gee my drukkies en jy weet, jy daai afstand tussen jou en jou vrou, jy en jou vrou, jy weet, julle is lief vir mekaar, maar jy daai huiwerigheid en goed. Dit was vir my een van die onaangenaamste gevoele wat ek al in my lewe gehad het. Ernstig, ek dink nie ek het al in my lewe so uit plek uitgevoel op enige plek. Ek het nie geweet waar my bakkie se ligte aan te sit nie. Ek het nie, verstaan nie, dit was, jy ry aan die verkeerde kant van die pad ook nou nog vir daai eerste ruk, jy weet, dan kom kry jy jouself en sê so, o, gat, jy weet. Maar
Jy weet dit, ek weet nie of jy daai selfde ervaring gehad het. Ja, absoluut. En daar's soveel veranderinge wat aangebring is, goed wat rondgeskuif is, nuwe goed wat ingekoop is en jy voel jy het eintlik nie 'n sê nie. En ek sal nooit vergeet ek het by my bokkraal gekom en dan word daar vir my gesê, nee, dis hoe ons dit nou doen, ons maak so en so en so. En dan kan ek nie, dan bly ek nou maar stil, want ek was vir 'n jaar afwesig gewees. Ek kan nie nou skielik begin so maak nie. En jy is heeltemal, jy word, daai eerste week was vir my regtig onaangenaam by die huis te wees, want jy voel uit plek uit, en jy voel soos 'n vyfde wiel aan die wa. Jy voel soos 'n kuiergas in jou eie huis. En ja, ek hoor presies wat jy sê, maar 'n ander interessante ding, die oggend toe ek hier wakker word in die Bosveld, dis dit so 4:30 die oggend, en ek raak bewus van hierdie lewe, hierdie konstante voelgeluide wat in my ore dreun. Ja. En ek stap uit en die son het net so begin opkom hier na 5 en dit het lekker gereën die vorige aand en ek stap so kaalvoet hier uit vir die werf. En ek het in my hele lewe, en ek het groot geraak op hierdie plaas, ek het nog nooit soveel voelgeluide gehoor nie. En dit laat my net besef, ongelooflik. Dis iets wat ek nou met nuwe waardering luister. Daar in North Dakota se -10 en -15 hoor jy nie daai geluide en daar is nie daai natuurlewe nie. Nee. En ek was verstom en verbaas gewees om hierdie, en die wonderlike ding van ons kan oor kos praat, oor vrugte. Ek bedoel, ek eet vrugte en vir nou, ek ry en ek sien 'n mostadi langs die pad met 'n bonneltjie perskes, dan trek ek af of ek nou perske soek of nie, en ek sê laai, want ek weet, hy gaan beter proe as enige perske wat ek in 'n Bronsons of 'n Walmart geëet het die laaste 10 maande. Dis die waarheid. Hulle kan vir my sê net wat hulle wil. Die Amerikaners weet nie wat is lekker kos nie, hoor. Hulle kan regtig. Ek moet jou eerlikwaar sê, meeste van hulle goed proe so seep. En die ander goed, jy weet, kry jy net nie in nie. En nee, ek moet jou sê, dit was ook vir my, dit was vir my ondraaglik. Die kos was regtig. Ek moet sê, ek is nou nie 'n finetjie ou waar dit by kos kom nie, maar ek het gesukkel om te eet wat daai mense eet daar. En dit was regtig, dit was vir my ongemaklik. En presies soos wat jy nou sê, ek sien my vrou wys vir my, ons tyd hardloop bietjie uit, maar iets wat vir my ongelooflik was, en dit is so lekker om met jou daaroor te gesels. Jy weet, ek sê nou dag vir iemand, jy weet, jy kan nie met almal daaroor gesels nie, want mense verstaan dit nie. Maar daai eerste oggend ook. Ek staan op 5 uur op, want ek is nou mos gewoond om vroeg op te staan. Nou staan ek op, ek sien almal slaap. Nou sluip ek net maar so, sluit al die traliehekke oop, loop kom bys toe, maak vir my 'n koffietjie. En ek dink by myself, wat gaan ek nou doen? Want jy weet, hierdie mense, hulle gaan nie nou opstaan nie, en ek sluip nou maar weer so uit, sluit die traliehekke oop, gaan buite, ek sit op die stoep. En daai voëlgesang, jy weet, daai bosloerie, ek weet nie wat maak hy hier, of kuier hy net hier by ons nie, maar hier's 'n bosloerie hier by ons, en hy kwee, en ek sê vir jou, dit was die ongelooflikste, lekkerste gevoel, wat ek al in my lewe gehad het. Net daai ding van, jy weet, dis net wonderlik, nee. Kom ons sluit af met dit. En ek wil nou nie, maar jy weet, Afrika het sy probleme, Suid-Afrika het sy probleme. Ek dink, jy weet, ons as blanke Suid-Afrikaanse mans, ons het uitdagings, verskriklike uitdagings, challenges soos wat ons kom dit sê. Maar ek dink op die einde van die dag, jy weet, ons het 'n baie mooi volk. Jy weet, hulle kan vir my sê net wat hulle wil. Ek was met die politiek, was ek all over gewees. Ek het 'n klomp lande besoek. Ons mense is regtig mooi mense. Ons het sterk seuns, ons het goeie vrouens, ons het konservatiewe vrouens. Dis ook iets, ons konservatief en die Amerikaanse konservatief lyk nie heeltemal dieselfde nie. Ons vrouens is sterk, hulle is konservatief. Nee. Hulle, verstaan jy, hulle staan skouer bo uit wat ek daar kon ervaar of gesien het. En ek dink, jy weet, om in Suid-Afrika te wees is 'n voorreg, en ek dink, jy weet, as mens 'n bietjie dieper daarna wil kyk, ek dink God het 'n plan tog met ons hier aan die suidpunt van Afrika, en al gaan dit ondraaglik raak dalk, en al gaan dit moeilik raak, jy weet, ek dink daai gemeenskap waarvan jy gepraat het,
mens besef daardie waarde in daardie ding. En jy weet, as mens net mekaar bietjie kan onderskraag en help. My oupa het altyd, as hulle pampoene gehad het te veel, dan gee hulle bietjie vir die buurman. As hulle weer skaapstertjie daar en dan gee hulle die kant toe. En verstaan jy, hulle het altyd so met mekaar uitgeruil. En vandat ek teruggekom het in Suid-Afrika, het ek vir myself gesê, dis hoe ek met my buurman wil wees. Dis hoe ek met my mense om my wil wees. Verstaan jy? Dit kos jou nie 1 miljoen rand om 'n ou te groet of 'n beker koffie aan te bied nie. As jy jou buurman sien draadspan of werk buitekant, stop, sê hallo, hou net gou 'n bietjie vas vir hom en jy weet, help hom so klein bietjie. En daai tipe van goed. Ek dink dit is iets wat ek in Amerika wat my regtig opgeval het en wat my regtig ek weet nie, begeester het om in Suid-Afrika te kom en ons moet mense verantwoordelik hou en ons moet ons goeders reg kry. Ons moet fight vir wat ons het hierso. Ons moet fight vir ons familie. Ou vriend, baie dankie. Ek waardeer regtig en dis lekker om met jou te gesels en ek sien jy het so lekker melktert kompetisie gehad wat jy beoordeel het daar. Volgende keer as jy beoordelaars nodig het, ek sal my hare sny en ek sal my ander hoed opsit en ek sal bietjie kom melktert proe. Maar dit het vrek lekker gelyk en daai kinders van jou is pragtig op die perde, ou vriend. Jy kan trots wees. Daar's min, ek het vanoggend daai laaitjie van jou gesien perdry. Dis pragtig. Daai is baie mooi. En vir jou, ek hoop jou dinge werk uit. Dankie Kobus. En weet maar jou gemeenskap is groter as net daar in Ellisras. Ek dink jy weet, slaan 'n lyn as jy iets nodig het of as daar iets is wat ek van my kant af kan doen. Maar ek is trots op julle. Nee, dankie en selfde. Julle moet sterk staan daai kant. Moenie byt dit vas, moet dit nie deurbyt nie. Ja, dis die ding, né? Ons moet net aanhang. My pa het ook altyd gesê, hy sê byt net vas. Hy sê as jy so half dood aan die ander kant uitkom, is jy dan nog steeds aan die ander kant uit. So maar byt net vas. Maar vriend, baie sterkte vir julle daar op die plaas. Dankie vir die geselsie en ons maak weer so. Ek dink daar is nog baie goed waaroor mense met die H2A kan praat en kan vertel. En sommer oor 'n klomp ander goeters. Ons gesels weer. Dankie baie. Pas jou op. Liefde en vrede daar vir jou en jou familie, hoor. Dankie. Mooi aand. Totsiens. Alright, dankie. Bye. Nou ja, toe. Wat 'n lekker gesprek en dit bring sommer lekker herinneringe op, maar dit bring ook baie hartseer op by mense as jy so terugdink. En ek dink dis 'n nodige gesprek en ek dink dis nie die enigste gesprek wat gevoer moet word oor H2A nie. En daarmee wil ons afsluit, maar voordat ons afsluit, ons het gesê elke episode gaan ons 'n liedjie opsit sodat julle 'n bietjie iets na kan luister en net ietsie lekkers. Nou hierdie liedjies is op Spotify en al hierdie musiek goed wat jy kan kry. Maar in hierdie episode het ons vir julle 2 liedjies. Nou die een het ek geskryf, gaan oor my verlange na 'n doringboom en gaan luister dit gerus. Dit is uit my hart uit hoe mens voel en luister hom daar, kry hom op Spotify en geniet hom. Dan die ander ene, die tweede ene het my vrou vir my geskryf. En ek kan nou nie veel van hom sê nie, want hy is maar 'n tranetrekker en dit laat mens verskriklik dink aan wat jy mis en waarna jy verlang en dan ook hoe sterk jou vrou moet wees hierdie kant, as sy alleen na die kinders moet omsien, as sy bang in die aand in die huis moet slaap. Sy moet omkyk of omsien dat die deure gesluit is en al dies meer, terwyl jy ver werk in Amerika en jy nie vertroosting kan bied of veiligheid vir jou familie nie. En daardie liedjie het my verskriklik diep geraak. So ek hoop julle geniet dit. Geniet die 2 liedjies, laai hulle asseblief af daar en luister hulle en speel vir julle vriende. Stuur dit na die H2A mense toe wat met daar dieselfde verlange of hartseer dan ook in hulle harte sit. Ek dank julle, Jahwe se seën vir julle en mag julle 'n mooi aand verder hê. Totsiens. Ek droom van 'n doringboom
Hier ver onder 'n vreemde son, God, waarom moet dit tot dit kom? My seuns word groot sonder 'n pa. Ons mis mekaar. Die wind waai droog oor stowwerige paaie en gebeure hang swaar in die lug vanaand. Ons hou vas al breek die grond, ons staan reg op al bloei die wond, deur stof en tyd, deur pyn en skande, ons harte klop nog vir ons lande. Ons hou vas, ons hou vas. 'n Pa wat met rugby kyk en in sy foon se skerm staar, daai lang alleen nagte en nog langer dae, Afrikaanse musiek net om te behoort aan 'n verslaande volk, deur sy vyand verslind, nie 'n vrou om vas te hou, geen liefde te voel, net 'n kol wat so soei brand woed. Ons hou vas al breek die grond, ons staan reg op al bloei die wond, deur stof en tyd, deur pyn en skande, ons harte klop nog vir ons lande. Ons hou vas, ons hou vas. Kyk jy om jou, is die manne sterk, al gesirt is somber, lag met 'n skerts, dan skep hulle graf vol om die hartseer te verberg. Gebreekte mense vol stof, moeg maar braaf. Ons praat min, want woorde sny, elke storie dra sy pleis, wat ons dra kan niemand sien, behalwe God wat alles ken. So deur die stof, sweet en gries, moet net nie uit, vrouer geliefdes nie, dis net te swaar. Ons is sterk want ons is boer, iemand moet ons families voer. Ons hou vas al breek die grond, ons staan reg op al bloei die wond, deur stof en tyd, deur pyn en skande, ons harte klop nog vir ons lande. Ons hou vas, ons hou vas. Ons hou vas al breek die grond, ons staan reg op al bloei die wond, deur stof en tyd, deur pyn en skande, ons harte klop nog vir ons lande. Ons hou vas, ons hou vas. God gee terug ons land, want hy weet wat brand in ons verstand. Ons wil werk bou aan ons eie se stryd, tog sit ons hier in 'n land wat nie verstaan wat in Afrika aangaan. Negen maanden was te lang, ons lewe het gaan staan, terwyl jy jouself moes gaan vind, net om brood op die tafel te sit. Lang foonoproepe deur die tydsverskil, jou stem was ver maar naby, ek moes leer alleen sterk staan, terwyl jy moes voeg om aan die gang te bly. Alleen braai, 'n glas rooiwyn, stiltes wat 'n hart kon praat. Ons moes albei groot word in 'n wêreld wat nie altyd wak. Maar toe kom lig aan die einde van die tonnel, drome wat weer asem kry, vakansie wat ons begin beplan het. Jy verras ons, sien ons op die lughawe, berge wat ons name fluister, golwe wat die seer weg was, laat aan stappe tussen braaivleisvure. Dis hier waar ek weer veilig was. Die kinders se snik in die nag, bang vir die donker en wat daarin skuil. Ek het jou gemis in daai oomblikke, waar
waar 'n pa se arms alles stil kan huil. Jy was weg maar nooit verloor, net vasgevang en oorleef. Elke tree wat jy geneem het, was vir ons, al was dit skeef. Nou lê ek weer teen jou bors, hoor jou hart se ou bekende klop, en ek vra sag sonder woorde, kan jy nou hier bly net 'n bietjie langer nog? Want daar is lig aan die einde van die tonnel, ek sien dit elke keer jy lag. Vakansies wat herinneringe word, iewers 'n plan wat gaan uitwerk wat wag. Tyd in berge, tyd in golwe, voetspore in die sand, tussen vuur en rook en sterlig, hou ek jou weer aan jou hand. Ek weet die wêreld het jou gebreek, hou 'n gelaat wat niemand sien, maar ek onthou nog die jong jy, vol planne, vuur en drome om te dien. Hy sien weg nie net stiller, gryser en wyser nou, dieper onder letsels en tyd. Maar ek weet, en jy moet weet, daai moed lê nog daar binne, reg om te ontgin. Ons is trots op jou elke dag, ons waardeer elke oomblik nou, want môre is nooit gewaarborg nie, en vandag kies ons vir jou. Jy sal dit maak soos al die kere wat jy opgestaan het uit stof. Ons is dankbaar dat ons saam kan wees, al is die lewe rof en onbeskof. 9 maande was te lank, maar kyk hoe ver het ons gekom. Ons is hier, ons is saam, en vanaand is jy thuis.